Wie van julle het al koek gebak? OK. So, wanneer ek vir jou sê ek gaan 'n koek bak, dan verwag jy een van daai mooi chocoladekoeke met karamel rondom, met chocolate goedjies bo-op, verkieslik speckled eggs. En dan moet hy, as jy hom sny, moet hy so nat aan die binnekant wees. Ek maak julle nou so lus vir koek voor 'n vas. Anyway. Maar weet julle wat? Ek gaan nie my gesin nooi of hulle roep en sê kom eet koek wanneer ek die meel in die bak het nie. Miskien moet ek dit try. Gooi die meel in, meet dit af, gooi die meel aan die bak en sê ek vir die ouens, "Alraai julle, kom ons gaan nou koek eet." Niemand gaan saam met my koek eet nie. Want niemand gaan meel eet nie. Maar ek sien 'n koek. Die punt wat ek wil maak is, daar's 'n proses. Ek moet die droë bestanddele gooi ek by. Al die nat bestanddele gooi ek by. Ek klits die nat bestanddele bymekaar, jy weet die eiers en die olie en die water, as al water is, melk, ek weet nie wat mense nog bygooi nie. Ek maak gewoonlik net vinnig pannekoek, so ek het nog nie so intens koek gebak nie. Ansel, jy moet my help, want sy is by die sonskool. Anyway, maar wanneer ek dan die twee het, die droë bestanddele en die nat bestanddele, en ek sit dit bymekaar en ek klits dit bymekaar en kom ons sê dis 'n lekker chocolate koek, nê? Dan is dit potensieel, kan jy net daar stop en die koek geniet. Want die deeg is so lekker. Jy sien, dit is baie stil hierbo. Wie van julle eet die deeg voordat die koek in die oond is? Come on, ja, ek's nie die enigste een nie. Nee, ons like daai deeg. Maar die lekkerste is wanneer jy daai deeg in die oond sit en hy gaan deur die proses en die koek is daar. Sodra ek die koek uit die oond uitgehaal het, gaan ek nie my familie roep nie. Nie omdat ek die koek self wil eet nie, maar die koek moet eers afkoel. Dan kan ek hom versier. As ek hom prematurely versier, dan val die ding plat. Hy moet eers set en dan as hy afgekoel is, dan kan ek hom versier. En dan gaan hy reg wees. En dan, eers dan, gaan ek almal kan roep en kan sê, "Hey, kom eet saam met my koek." En dan kan ons die eindresultaat geniet. Die probleem is, baie van ons as kinders van die Here wil die proses skep. Jy word 'n kind van die Here en dan wil jy dadelik op 'n plek wees waar jy dink alles moet oukei wees. Daar's 'n proses waardeur ons moet gaan. Daar is groei waardeur ons gaan. Ek is nie dieselfde Rudy vandag as wat ek 21 jaar terug was nie. Ek is nie dieselfde Rudy vandag as wat ek 'n week terug was nie. Ja, my persoonlikheid het miskien dieselfde gebly, maar hier dinge in my gees gebeur waar die Here met my begin praat het en waar die Here met my begin werk het en dit moet ons goal wees. Ons goal moet wees om elke liewe dag te groei. Ons kan nie stagneer nie. Sê vir die een langs jou, moenie stagneer nie. Julle weet wat gebeur met water wat stagneer. Dit stink. Dit stink. Oh my word, ons doen tuinwerk. En ons is haastig en ons los die bakkie met die tuinvullis net daar buite in die emmer. En ons is haastig, ons gaan in die huis in en lo and behold, ons vergeet van die onkruid en die plante en die goeters en daar reën dit. En daai bakkie raak vol water en daai plante groei binne in daai water wat stil staan, het so 'n reukie begin afgee. Soveel so dat Leanne vir my sê, dis jou job. En ek vat hierdie emmer en ek gooi dit nie net hier uit op die gras nie. Ek gaan ver agter in die hoekie van die erf waar niemand kom nie. En ek gooi dit daar uit en ek hardloop vir my lewe. Want dit stink. As jy stagneer in jou geestelike lewe, gaan jy 'n reukie begin afgee. Glo dit of nie. Jou emosies is buite beheer. Jou besluite wat jy maak in die lewe is nie konsekwent nie. Daar sekere dinge wat in jou lewe plaasvind want jy groei nie meer nie. Die enigste manier om
beter mens te word, is om te groei. Amen. So luister wat sê Hebreërs 6 vers 1 tot 3. Dis nou nie op julle YouVersion notes nie, dis nou die Here het dit net vanoggend vir my gewys. So let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Let us go on instead and become mature in our understanding. Surely, we don't need to start again with the fundamental importance of repenting from evil deeds and placing our faith in God. Wat Paulus hier so vir die ouens sê is, ouens, wat help dit? Ons gaan die heeltyd oor die notas. Come on, ons moet nou begin groei. Dit help veel, ons praat die heeltyd van los jou sonde en repent en kom terug na die Here toe. Dit help veel, ons gaan die heeltyd oor en oor met dieselfde inligting. Ons moet 'n plek kom waar ons tot maturity kom, waar ons kan groei en kan kom by 'n plek waar ons kan sê, ons drink nie meer melk nie, maar ons eet nou steak. Ons moet by 'n plek kom waar ons sê, ons is nie meer die een wat geleer word nie, maar ons is nou die een wat leer. Ons moet by 'n plek kom in ons geestelike lewe waar ek sê, ek is nou klaar met hierdie nitty-gritty goed in my lewe. Ek gaan nou fokus om te doen dit wat die Here wil hê ek moet doen. En ek gaan nou groei. Wie van julle wil groei? Okay, hou gou jou hand daarso. Ek net gou vinnig kyk, wie wil groei? Okay, julle almal is op my gebedslys. Want groei beteken dat daar gaan sekere goed oor jou pad kom wat jy gaan gechallenge word. Groei kom net deur challenges. Die Bybel sê, count it then for joy when these various trials come along. Wanneer hierdie toetsings verbykom, moet ons vol joy wees. As daai nie lekker goed oor jou pad kom nie, moet jy vol joy wees. Hoekom? Want dit help jou om te groei. Wat help dit? Ons vermy al die challenges en ons groei nooit. Toe ek in graad 1 was 1 + 1 'n challenge. Want dis 11. 1 en 1 is 11. Hoe kry die juffrou 2? Toe moes sy vir my leer, nee Rudy, hier's 1 appel, hier's 2 appels. Hoeveel appels het ek? Daar's 2 appels, juffrou. Okay, so 1 + 1 is 2. Great, juffrou, die appeltjie het gehelp. Nou kom ek in matriek en hulle sê vir my, gee vir my die formule van hierdie parabool wat gemeng is met 'n sirkel wat 'n X en 'n Y en 'n O en 'n B het en dan staan 'n hiperbool en 'n ander bool en 'n die mekaar storie en ek moet nou uitfigure wat hier aangaan en ek sê juffrou antwoord is X is 0. It's nothing, I don't know. Okay? So daar's sekere goed en dan moet die juffrou met my kom sit en sê nee, weet jy wat? Okay, hier's 'n praktiese ding vir julle om te verstaan. Toe ek in graad, toe ek in standaard 6, is nou graad 8, 9, het ek 100% gekry vir rekeningkunde. Soveel so dat die juffrou vir my en 'n ander pel van my gevra het, as sy uit die klas uitgaan, dan moet ek in JG voor staan en ons moet die ouens help. Dan doen ons die goeters op die bord en ons leer die ouens, okay ouens, dis hoe jou joernale werk, dis hoe die ding werk en. Toe kom ek op 'n plek in graad, wat was dit, standaard 10, standaard 11. Graad 11. Graad 11, het was standaard 9. Alright, graad 11, nee? Toe kom ek op 'n plek waar ons op 'n sekere gedeelte van rekening kan kom wat ek net nie kon verstaan nie. En my punt het van 'n A ewe skielik na 'n C toe geval. Dit was crashing. Maar dis omdat ek dit nie verstaan het nie. En ek het nie die vrymoedigheid gehad om by die juffrou te gaan sit en te sê, okay juffrou, verduidelik vir my. Ek het net nie daai vrymoedigheid gehad nie. Maar ek kan vandag vir jou met eerlikheid sê, ek dink as ek by daai juffrou gaan sit het en ek het vir haar gesê, juffrou, ek verstaan nie hierdie konteks nie. Verduidelik vir my die appeltjies. Dan het ek dit heel moontlik verstaan en ek kon weer my punte opgekry het. Dus is eendag gee ons meneer vir ons werk en hy sê vir ons, okay, gaan doen die werk by die huis, môre kom ons by mekaar en dan gaan ons kyk wat die resultate is. Ek is die enigste ou in die klas wie se boeke klop. Dis 'n goeie ding. As boeke klop is 'n goeie ding. Meneer van Sail, fenominale meneer, hy vra vir die klas, ek het selfs beter gedoen as die doeksleerling.
Dit was amazing. Hy was soos woehoe. En die doekslering kom eventually na my toe pause en hy sê, "Jesus, maar hoe kry jy dit reg? Hoe kry jy dit reg dat jou boeke klop?" Ek sê, "Maar dis maklik. Kyk, dis eenvoudig." Kom in die klas, meneer van Sail, heel eerste vraag wat hy vra is, wie se boeke het geklop? Ek, meneer, hy sê, "Rudy, jy is die enigste een wat verkeerd is." Ek sê, "Hoe?" Hy vra, "Okay, wie se boeke het nie geklop nie?" Die hele klas steek hulle hande op. En hulle vra, "Meneer, hoe is dit moontlik? Hierdie boeke kan nie klop nie, want as jy daai ding vat en hierdie ding vat en hierdie ding vat, dit kom nie by mekaar uit nie." Hy sê, "Is reg, ek het die vraag so geskryf dat jou boeke nie sal klop nie." So let us stop going over the basic teachings about Christ again and again. Ek moes maar net besef, ek is nie geroep vir 'n boekhouer nie, ek is geroep vir 'n predikant. Want ek sal jou help met jou fout en hy sal reg uitkom. Ons sal hom reg maak. Die wêreld sal vir jou sê dis verkeerd, die Here sê dis reg. Hy maak 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Amen. Jy het julle daai som gesien. Okay. Maar die Here sê vir ons, hoekom moet ons heeltyd oor hierdie goeters gaan? Hoekom moet ons die heeltyd gaan? Onthou, die Here het ons geroep. Ons is besig, het ons gepraat so 'n paar Sondae voor Marie was met wat sy gepraat het oor aangesig tot aangesig voor Moedersdag. En vandag gaan ons net 'n bietjie verder en ons het gepraat oor ons is geroep. Amen. Elkeen van ons is geroep. In die eerste plek hoe ons geroep is, ons is kinders van die Here. Die Here het ons geroep en ons is sy kinders. Hy het ons geroep. Kom na my toe. Kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe. Hy roep ons. So everybody is called, but it's not everybody that's chosen. En nou kom ons by 'n plek waar ons sê jy is gekies ook. You are part of the chosen. Die Bybel sê in 2 Petrus 1, we are a royal priesthood, a holy nation, a chosen generation. Ons is uitverkies. Beteken dit lank jare terug het die Here gesê jy gaan deel wees, jy gaan hel toe. Nee. Chosen beteken in hierdie konteks van die skrif, en ons gaan nou die skrif lees, in die konteks praat hy van as God ons roep en ek kies om te antwoord, dan I'm chosen. Want hy het my geroep. So hy het gekies om my te roep. I'm chosen. I've been chosen to be called. Maar as ek nie reageer nie, dan is ek nie part of the chosen nie. Julle hoor die woordkonteks. Maar dan gaan ons 'n stapie verder. As ons kinders van die Here is, met die uitstorting van die Heilige Gees, het die Here gesê, He empowers us. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Hoekom het ons daai krag gekry? Ons het daai krag gekry om getuies te wees, nie om met gawes te speel nie. Nie om met die gawes 'n naam te bou nie. Nie om die gawes van die Heilige Gees te gebruik om deure vir myself oop te maak nie. Nee, die Here het vir ons gawes gegee sodat ons getuies kan wees. Sodat wanneer ons praat van Jesus Christus, is daar 'n getuienis van werkinge waar mense kan sien dat dit waarvan ons getuig die werklikheid is. So dit wat ons ontvang het van die Here is nie vir my en vir jou nie, dit is vir ander mense. Dis vir die mense wat nog nie by Jesus is nie. Maar wat doen ons baie keer? Ons gebruik net die gawes hier tussen mekaar. Ja, ons moet mekaar opbou. We must edify one another. Maar die Here het vir jou gawes en talente en hy het vir jou gawes gegee sodat mense aan die buitekant wat nog nie 'n verhouding het met Jesus nie, nader aan hom getrek kan word. Deur 'n woord van wysheid wat jy miskien vir hom gee, deur jy bid vir iemand wat genesing nodig het en die ou word gesond, deur dit getuig ons. So kom ons kyk gou-gou 'n bietjie na 'n paar van hierdie dinge. Kom ons begin by called. Wat beteken dit? Everybody is called. 2 Timoteus 1 vers 9, dis op die YouVersion Bible app, kan jy dit gaan lees. For God saved us and called us to live a holy life. He did this not because we deserved it, but because that was His plan from before the beginning of time, to show us His grace through Christ Jesus. For God saved us and called us. Ek is dankbaar vandag dat die Here my geroep het. En dadelik toe ek dit sê, het van ons gedagtes gegaan, geroep as pastoor. Ons het 'n titel aan daai roeping gesit. Nee, weet julle wat is ons titel saam met daai roeping?
kind van God. Ek is 'n kind van God. Ek is geroep om 'n kind van God te wees. Maar toe gaan die Here verder en hy het ingebore motiverende gawes vir my en vir jou gegee wat vir ons help elke dag om 'n getuie te kan wees, om dit wat die Here vir ons gewys het te kan uitleef, en hy het vir ons 'n wêreldse roeping gegee, 'n roeping wat ons in die praktyk kan gebruik. Hy het jou geroep as 'n prediker. Hy het jou geroep as 'n onderwyser. Hy het jou geroep as 'n plammer. Hy het jou geroep as 'n wat ook al jou funksie is vandag. En dis hoekom baie mense frustreerd is baie kere by hulle werk, is omdat hulle by 'n plek is waar hulle nie hulle roeping uitleef nie. Hulle doen dit maar net vir die geld, om 'n salaris te verdien, sodat hulle 'n familie kan bou. Wanneer jy en ek die roeping van God uitleef, dit waarvoor ons geroep is, dit waarvoor jy aangelê is, dis iets wat binne in jou is. Party ouens het 'n gawe om 'n mechanic te wees. Hy's geroep vir daai werk, om goeders te herstel. Hoe daai een pel van 'n persoon vanoggend nou gister vir my gesê, hy haal sy hoed af vir ouens wat so met die masjiene en goeders werk, want hy het 6 duime. En dink ek, joh, dis verskriklik. 6 duime. So dink ek is ook baie dankbaar vir daai mechanics wat kan werk aan die masjiene en die goeders wat ons nie van verstaan het nie. Maar net soveel. Kyk ander mense na jou en sê, ja, ek is so dankbaar vir daai persoon, want ek kan dit nie doen nie. En so het ons mekaar nodig. God het ons vir ons 'n roeping gegee, waar ons mekaar kan opbou, mekaar kan help om vorentoe te gaan. Nog voor ons enigiets geweet het van Jesus, het God ons lief gehad. Amen. En het hy sy lewe vir ons gegee. Hoekom? Sodat ons die roeping van God kan aanvaar, sodat ons die roepstem kan hoor, waar hy sê, Rudy, ek wil hê jy moet deel wees van my koninkryk, kom na my toe. Nee, Here, ek wil nog eers hierdie ding doen, ek wil nog eers my eie ding doen, ja, ek wil nog eers in die wêreld wees, ek wil eers voel hoe voel dit. Ek wil eers voel hoe voel dit om hierdie deel van die lewe te doen. Ek kyk hoe die wêreld dit doen, dit lyk nie altyd lekker nie, dit lyk so 'n bietjie punches en skrape en so aan, maar dit lyk so lekker, kyk hulle lyk so gelukkig. Maar jy sien net dit wat aan die buitekant van die 4 mure van hulle huis gebeur. Jy weet nie wat aan die binnekant van die huis gebeur nie, nog minder weet jy wat binne in daai persoon se hart gebeur. Die Here roep ons en daarom moet ons reageer. Die tweede punt is chosen. We become part of the chosen when we choose Jesus. En ek het dit nou vir jou so vlugtig net verduidelik, dat Jesus roep, God roep na my en jou, nou kies ons hom, so we are part of the chosen. En God roep die hele wêreld. Daar's nie een persoon op hierdie aardbol wat nie geroep word nie. Want God wil met elke persoon deel hê. Hy wil met elke persoon 'n verhouding hê. Matteus 22 vers 14 sê, For many are called, but few are chosen. En hy verduidelik die gelykenis waar die koning vir sy diensknegte sê, gaan in die strate, gaan nooi die regverdiges, gaan nooi die edeles, gaan nooi hierdie gaste om na my bruilof toe te kom. En dan sê die van daai mense, nee, ons is besig, nee, ons gaan ons eie ding doen, en hulle het 'n klomp verskonings. My vraag wil ek dit lees, vra ek myself af, Rudy, wat is jou verskoning wanneer die Here jou roep? Wat is jou verskoning wanneer die Here vir jou sê om sekere goeders te doen? En ek wil daai vraag projekteer na julle toe. Wat is jou verskoning wanneer die Here vir jou 'n opdrag gee? Nee, Here, ek kan nie praat nie. Here, ek is nie capable om dit te doen nie. Here, ek weet nie of ek mag dit doen nie. En ons gee 'n klomp verskonings. Here, ek is nou nie eers te besig, of Here, ek het nie genoeg geld nou om daai ding te doen nie, of ek het nie 'n kar om daai ding te doen nie. Here, ek het nie hierdie ding nie. En ons noem al ons tekorte in plaas daarvan om te sê, Here, U is die bron van alles. So Here, ek wil dit gaan doen, so maak vir my 'n weg om dit te kan doen. Geef vir my die vermoë om gehoorsaam te kan wees of om dit prakties te gaan doen. So we are called, but a few are chosen. En hierdie ouens sê nee, en die diensknegte kom terug na die koning toe en hulle sê vir hom, niemand wil kom nie, niemand kan kom nie. En hy sê vir hulle, gaan dan in die strate in, kry die goeie mense en die slegte mense en nooi hulle. En die wat ja sê, gaan kom. En hulle gaan sit by jy aan tafel en hulle gaan saam fees vier. En in hierdie storie kom die koning by 'n persoon aan wat nie reg aangetrek is nie. En hy vra vir die persoon, hoe het jy hier binne gekom?
Jy het ingesneek. Want daar's 'n dresscode vir hierdie bruilof. En die koning sê vir die wagte, vat hom buitentoe en gooi hom in die duisternis in. En ek gaan lees so 'n bietjie oor, want ek dink toe by myself, dis nou 'n bietjie unfair. Hy het nou net in die strate ingegaan en vir almal gesê, kom, en nou gooi hy hierdie ou uit, miskien het hy nie klere gehad nie. En ek gaan lees van die kommentare wat die ouens geskryf het, en van die ouens sê, dat wanneer jy na 'n bruilof toe gekom het, het hulle ook vir jou 'n kleed gegee om in te kom, om deel te wees, soos wat jy die restaurante waar jy gaan, dan sê hulle, sorry meneer, jy het 'n baadjie nodig. Hier is nou spur of the moment, ek het nie 'n baadjie nie. En dan gaan hulle vir jou 'n baadjie en dan trek hulle vir jou 'n baadjie in en dan as jy geklee en dan mag jy in die restaurant ingaan. Dis so 'n tipe effek. En so kom die Here en hy gee vir baie ouens kleding. En die enigste klere wat ek en jy moet aan hê is Christus. Ons moet geklee wees met Christus. Ons kan ja sê en ons kan inkom, maar as ons nie geklee is met Christus is ons nie deel van die bruilof nie. En daarom moet ons nie net sê ek is 'n kind van die Here en nooit geklee wees met Christus nie. Wat beteken dit om geklee te wees met Christus? Dit beteken dat ek en jy word soos hy. Want ons is in Christus en Christus is in ons. Waar bevind jy jouself vandag? Waar bevind jy jouself vandag? Het jy Christus aangetrek? Luister mooi, hierdie storie van chosen, om geroep te wees, het my gevat na die storie van Elisa. En dit is eintlik so 'n fenominale storie as jy daaraan dink. En ek wil hê ons moet dit saam lees in 1 Konings 19 vers 19. So maak gou jou Bybel oop daarso. As jy jou Bybel gebruik, as jy jou foon gebruik, klik. Gaan gou soontoe. In Konings 19 en ons lees vanaf vers 19. So Elijah went and found Elisha, son of Shaphat, plowing a field. There were 12 teams of oxen in the field, and Elisha was plowing with the 12th team. Elijah went over to him and threw his cloak across his shoulders and then walked away. Elisha left the oxen standing there, ran after Elijah and said to him, "First let me go and kiss my father and mother goodbye, and then I will go with you." Elijah replied, "Go on back, but think about what I have done to you." So Elisha returned to his oxen and slaughtered them. He used the wood from the plow to build a fire to roast their flesh. He passed around the meat to the townspeople, and they all ate. He then went with Elijah as his assistant. Nou ek het so 'n bietjie gaan krap oor hierdie storie, want dit is vir my 'n fenominale storie, wat hierdie man wat besig is om te ploeg, minding his own business. Letterlik. Hy was boer, besig om te ploeg, en hier kom 'n man, randomly uit die kant uit, en hy gooi sy kleed, sy mantel oor hierdie man se skouers. En dadelik weet Elisa wat is besig om te gebeur. Want in daai tyd, wanneer 'n rabbi na jou toe gekom het, wanneer een van die kerkleiers of priesters na jou gekom het, en hy het gesê, volg my, dan was dit honor, dit was 'n eer gewees om hom dan te volg, want dit beteken dat hy potensiaal in jou sien om deel te wees van die priester gedeelte van die tempel. En hier kom hierdie profeet, en almal weet wie Elia is, en hier kom hierdie profeet, en hy gooi sy mantel oor sy skouers, en hy doen net dit. Hy het nie iets gesê nie, hy het nie gesê, hoor hierso, God het na my toe gekom, hy het in 'n droom verskyn, hy het hierdie ding gedoen en daai ding gedoen, en vir my gesê dat ek jou nou moet salf as die volgende profeet van die land, en want ek gaan op hierdie, hy het niks verduidelik nie, hy het net gegaan en sy mantel oor sy skouers gegooi en gesê, en weggeloop. Gooi, loop weg. En hier hardloop Elisa agter hom aan en hy sê, laat ek net gou eers vir my pa en ma gaan groet. En Elia sê vir hom, okay, dis reg, gaan, maar dink wat ek nou net vir jou gedoen het. Wat doen Elisa? 'n prominent businessman, besig om die grond te verwerk. 12 spanne wat daar is. En ek het so 'n bietjie gaan oplees en hulle sê, Elisa was 10-1, was 'n deel van 'n ryk familie, en hulle het hierdie groot grond gehad, soveel so dat daar 12 spanne was met double ox
beeste om te ploeg en wat fenomenaal was van Elisa is, hy was nie een van die baase wat eenkant gestaan het en al sy diensknegte doen die werk nie. Hy was self by een van hierdie spanne besig om te ploeg. En hulle sê dat wat vir hulle so amazing is dat Elisa gegaan het en sy hele besigheid geoffer het om te sê ek gaan nou God volg. Hoe ver sal ek en jy gaan as die Here jou roep om te sê Here ek sal U volg? Maar binne in Elisa was daar iets gewees wat gesê het, Here, hierdie ding wat U my voorroep is groter as wat net ek is. Here, ek gaan so nodig hê om saam met U te beweeg, dat hy ergens in 1 Koning sê hy, dat Here, hy sê vir Elia, ek soek net 'n dubbel porsie van wat jy gehad het. Want ek weet, hierdie gaan ek nie uit my eie vermoë kan doen nie. Ek is nie ver gekoop om dit te doen nie. Nêrens lees ons dat Elisa eers 'n bemarkingsveld tog gehad het. Ons lees nêrens dat Elisa ergens opgetree het as 'n profeet nie, en dat Elia nie na hom kon kyk en sê, "Jesus, daai ou se profetiese woorde is nogal akkuraat. Ek dink ek gaan hom vra om my ministry verder te vat nie." Nee, Elia het net gedoen wat God gesê het hy moet doen. Sy mantel oor Elisa gegooi en gesê, niks te sê nie, hy het net geloop. En Elisa moes 'n besluit maak. Gaan ek reageer op hierdie roepstem? Een kommentaar wat ek gelees het, sê die persoon, Elisha burned the bridges to his past. Dis my mooi. He burned the bridges to his past. Te veel van ons wat vandag hier is, hou te veel vas aan ons verlede en sukkel om by ons toekoms uit te kom en die roeping wat die Here vir ons lewe het, want ons hou vas aan die verlede. Maar dit is hoe dit was. Dit is hoe dit gedoen is. Dit is wat my pa gesê het. Dit is wat my ma gesê het. Dit is wat my oupa gesê het. Dit is wat die mense alle jare gesê het. Dit is hoe ons dit moet doen. Nee, weet jy wat, daar's 'n nuwe manier om dinge te doen. Daar's 'n nuwe woord, daar's 'n vars revelation van dit wat die Here vir my en jou instoor het. Ek en jy hoef nie vasgevang te wees in dit hoe dit was nie. In die verlede het ons gekoordans. Onthou julle dit, die ooms en tannies, terwyl ek en my broer onder die kerkbanke gelê het die ooms en tannies gekoordans. Hulle het hulle hier om en om gedans. En dan moet jy net jou hand onder die bank insit, want net nou trap iemand op jou vingers. Nee, en as jy in die slaap raak, moet jy net reg gaan lê, want net nou kom een van die tannies verby gekoordans en trap op jou. Ek meen, dit is hoe dit gedoen was in die kerk. Nou, die jonger ouens wat nou net tot bekering gekom het, sal dit miskien nou nie onthou nie, maar hulle het gedans, gekoordans. Ek kan nie dit eers regtig, hulle het baie beter gedoen as ek. Anyway, en hulle gedans en dit was lekker chaos. Maar weet jy wat, vandag roep die Here ons nie noodwendig om te koordans nie. Hy roep ons miskien vandag om op ons knieë te staan en te sê, Here, kom vergewe my. Here, kom herstel my. Here, kom consecrate my. Kom sonder my uit, Here. Kom set my apart. Come and make me holy. Miskien is daar iets anders wat die Here wil hê ons moet vandag net staan. In die verlede het ons so gestaan in worship. Nou wil die Here hê jy moet net in stilte voor hom staan en sê, Here, hier is ek. Miskien het jy vir al die jare net so in die stilte gestaan. Miskien sê die Here vandag vir jou, jy moet een van daai wees. Is ons oor ingestel om te hoor wat sê die Here van ons vir vandag? Elisha was nie 'n leiman nie. Hy was besig om te werk. Nou dink ek, kyk gou 'n bietjie na ander ouens wat die Here geroep het terwyl hulle gewerk het. Moses was besig om skape op te pas. Dawid was ook 'n skaapwagter. Petrus was besig om vis te vang. En Elisha, hy was besig om te boer. Moenie vandag kyk na dit wat jy doen en sê die Here kan my nie gebruik nie. Nee, die Here kan jou gebruik net daar waar jy is. Partykeer roep die Here jou dat jy op 'n nuwe plek moet begin beweeg, dat jy nou nie meer skape oppas nie, maar dat jy nou 'n herder van 'n nasie moet word. Maar miskien roep die Here jou vandag om te sê jy gaan nou nie meer die dienskneg wees nie, maar jy gaan nou die baas wees. Nee, pastoor, ek sal nooit in my werk, daar's veel ander ouens wat baie beter is as ek, maar weet jy bid nou al hoe lank vir 'n promotion?
Maar jy breek dit elke keer af wanneer die Here jou begin expand, wanneer die Here vir jou daai kapasiteit begin gee, dan trek jy terug en sê nee, ek is nie goed genoeg nie. Moenie bid vir 'n promotion en dan later 'n doodpraat deur te sê ek is nie goed genoeg nie. Laat toe dat die Here jou laat groei, laat toe dat die Here jou shape. Stap in daai roeping wat die Here vir jou gegee het in. You are called, you are chosen, and then God will empower us. Empowerment only comes through trusting the Holy Spirit and by being obedient to Him. Vertroue is so belangrik. The power of not bypassing the process is om geempowered te wees, om te weet, ek moet nou vorentoe beweeg. Ek kan nie nou net meer bly by bekering nie, want ek het klaar my hart vir die Here gegee. Ek moet nou groei. Ja, daar's time and again. Petrus sê, ek bekeer myself elke dag. Hoekom? Want dis elke dag 'n mindset wat ons moet verander. Dis elke dag nuwe dinge wat ons moet ervaar. Soos wat jy groei, gaan jou mindset moet verander. Ek is vandag soveel jare oud. Ek kan nie meer die mindset hê van 'n 10-jarige seentjie nie. Ek moet nou die mindset hê van hierdie ouderdom man. Ek wil nie sê hoe oud ek is nie, dit is baie oud. Ek moet hierdie ouderdom se mindset hê. Ek moet groei. So nou sê ons, we have power not to bypass the process. Because the truth is, what God does in you is just as important as what He wants to do through you. Dit wat die Here in jou doen, gaan vir jou die moontlikheid gee, gaan vir jou die purpose gee om vorentoe te gaan en te doen dit waarvoor Hy jou geroep het. Amen? Empowerment comes by saying yes without knowing where you are going. It is trust and obedience in God. Die Here het al hoeveel keer vir ons gesê ons moet sekere goeders doen, dan sê ons, Here, ons weet nie waar, ons weet nie hoe nie. Dan sê die Here, nee, ek vra nie vir jou hoe nie, ek vra vir jou kom. En dan wanneer ek my voet in die water sit, dan gebeur die wonderwerke. Dis soos Petrus. Hy sien vir Jesus op die water loop. Here, as dit U is, sê vir my ek moet kom. En die Here sê, "Right, kom." Want hy is Jesus. Petrus kon in daai boot gebly het totdat Jesus daar was. Maar omdat hy geglo het en omdat hy gehoorsaam was aan die woord, het hy uit die boot uitgeklim. En toe hy eers uit die boot uitklim, toe ervaar hy die wonderwerk. Binne in die boot het hy geen wonderwerk ervaar nie. Hoeveel van ons wat vandag hier sit, moet begin uit die boot uitklim en begin loop op die water? Hoeveel van ons moet begin in gehoorsaamheid sê, Here, ek is gehoorsaam aan U roepstem, ek gaan dit nou doen. En ek meen, dit kan in enige area van jou lewe wees. Die Here roep jou miskien om meer tyd saam met hom te spandeer. Daai eerste tree wat jy gaan gee om jou wekker 'n bietjie vroeër te stel, om ekstra 5 minute, ekstra 10 minute, ekstra halfuur met die Here tyd te spandeer. Dit is waar jou wonderwerk gaan plaasvind, waar jy daai ekstra tree gaan gee om te sê, Here, ek doen wat U my voorgeroep het. Ek reageer op U roepstem. Ek kan vir julle almal sê, kom saam met my na kerk Spur toe. Maar dis net julle wat gaan kom, wat gaan eet. Die Here kan ons almal roep na hom toe, maar dis net ons wat gaan reageer, wat die wonderwerk gaan ervaar. Waar bevind jy jouself? Ons gaan nie Spur toe na die tyd nie. Ek wil net sê dat as julle miskien daar opkom en sê, ons het 'n bespreking, Pastoor Rudy het gesê. Ons gaan nie daar wees nie, ons het ander planne. Anyway, Alright, so Abraham left his hometown to go in obedience to a place he doesn't know yet. Die Here sê vir hom, kom uit die land uit, kom uit Ur uit. Gaan na die land toe wat ek vir jou sal wys. In gehoorsaamheid en vertroue kom Abraham en hy sê, okay, Here, hy gaan ons. En hy los alles. En hy volg. En hy gaan. Blindelings gaan hy in 'n pad in. En hy volg die Here. Daniel het aangehou bid. Al het sy lewe daarvan afgehang om te sê, hoorie, so as ons jou vang bid, gaan ons jou doodmaak. Hy het aangehou bid. Wat het gebeur? Hulle het hom gevang. O, Jene, ek wens ek kan daai gebed terugtrek. Nee, hy het aangehou bid. Soveel so dat hulle hom in die leeukuil gegooi het en die leeu se monde gesluit het.
Hy het 'n lekker tyd saam met hulle gehad in die lions den. David wanted the presence of God more than anything. Hy het nog nie eens ge-worry oor om 'n tempel te bou nie. Hy het net gesê kom ons gaan kry die ark. Waar is jou begeerte vandag? Waar is my begeerte vandag om nader aan die Here te kom? Ek wil graag hierdie storie vir julle lees net om vir julle te verduidelik hoe ons dit prakties kan uitvoer in ons lewe elke dag. Alright, so luister mooi. Die titel van die storie wat hulle geskryf het, se naam is Dead Men Don't Zipline. En dit was intriguing net in homself. Dead Men Don't Zipline, okay? Yesterday, dit is 'n devotional wat ek gelees het. So, yesterday we talked about not crucifying the resurrected man. When we live the resurrection life, knowing that God is for us and His Spirit is in us, we walk in a confident boldness. This is a lifestyle we'd never experience when we're consumed with our sin and misery. I want to share a story about Mark. Mark worked at a company owned by an atheist Jewish man. Mark was learning about walking out the resurrection life, and he decided to start praying for people at work. Vir wie van julle is dit 'n challenge om vir mense by die werk te bid? I say one day he heard the unbelieving owner complain of a migraine headache. Mark summoned his courage and offered to pray for his healing. In desperation, the boss agreed. Kyk, dit moet 'n migraine wees, dat as jy 'n ateïs is en 'n Christen kom na jou toe en sê, kan ek vir jou bid? Ja, bid. Enigiets sal nou help. Mark said a quick prayer and the man was healed on the spot. The boss was impressed, but the story didn't end there. A short time later, the company rented out a zipline facility at an industry conference in Las Vegas. This was an important opportunity for the company's leaders to connect with their clients. Unfortunately, as the event was ready to start, a severe thunderstorm approached. The zipline operator informed the boss that he was going to shut down the operation. It was too dangerous to operate a zipline with a storm rolling in. The unbelieving atheist Jewish boss was having none of this. Mark, come here. The boss instructed Mark to pray to redirect the storm away from the zipline event. Now, I don't know about you, but I think that would be intimidating. Headaches are one thing, but this was a massive storm. Would God come through for this? Had anyone tried that since Jesus? Well, the pressure got even higher. Mark slipped around the corner to text his friends and family to ask, no, beg them to pray. It was time for God to move. While he was texting, he could hear the boss' voice booming yards away. He had gathered the clients around to explain how this would work. Now, we've just heard that the storm is going to shut down the zipline. But our staff member, Mark, is going to say a prayer. Then the storm will go another direction and we'll be back to ziplining. Thanks for your patience. Mark's heart sank. But about that time, a friend texted back that he saw an image of a dome of protection over the zipline in his mind's eye. Emboldened, Mark soon emerged back onto the scene and prayed for the storm to change course. The storm continued rolling toward them, en dis dit nie waar ons baie keer onsself bevind nie. Ons het baie geloof en krag en boldness om vir te bid vir hierdie storm in ons lewe en dan sien ons die storm beweeg nie weg nie. Wat dan? The storm cloud seemed to split, but then something odd happened. The storm cloud seemed to split in two. The storm passed to the left and to the right. The zipline area didn't get a drop of rain. Someone standing at the distance actually took a photo of the scene, and it looked like there was a dome over the zipline, an area where it didn't rain. God got the glory. Many people have likely been touched, and that story has gone far and wide.
and Mark's influence increased in the CEO's eyes. Who do you think the boss might call on when he has a tough decision to make? Did you notice that Mark didn't need to be the CEO to have big influence? Like Daniel, Joseph, and Esther in the Old Testament, you don't need to be the CEO to play an important role. Mark's influence could have major impacts on new products, corporate policies, and the direction of the company. And like those Old Testament characters, Mark might be the first person the boss calls on in a crisis. What about you? Are you positioning yourself to influence culture? Are you trusting God to work alongside you to bring heaven to earth? The world is crying out for solutions to small and large problems of all types. God is waiting for us to access His counsel and His insight so that we can apply heaven's solutions to earth and teach His ways by demonstrating solutions to the world's problems. What Jesus demonstrated in healing bodies is the same power that can transform your business and community and nations. Ons almal is geroep. Ons almal is uitverkies. Ons almal het die vermoë om God se krag bloot te stel daar waar ons beweeg. Of dit is deur 'n eenvoudige gebed, of dit is om te vra, Here, gee vir ons wysheid oor hierdie situasie, en die Here gee vir jou insig, hy gee vir jou 'n woord van wysheid en 'n woord van kennis. Wat dit ook al mag wees, onthou die volheid van God woon in ons. En waar ons ook al beweeg, het ons 'n Vader wat 'n oop oor het vir my en vir jou, wat sê, ek luister na jou, my kind. Kom ons gesels oor hierdie ding. En jy vra vir die Here, Here, hoe moet ek hierdie situasie hanteer? En die Here gee vir jou die wysheid om die situasie te hanteer. To be great stewards of what God has called us for. Nou hier's 'n stelling, terwyl ek hierdie voorberei, praat die Heilige Gees met my, en hy sê vir my hierdie groot woorde wat ons in die Spider-Man movie kry. Ja, die Here kan ook deur movies praat. En hy sê, with great power comes great responsibility. Wat doen ek en jy met die krag van God in ons lewens? Sit ons maar net op ons hoopie by die huis en sê ek is nie goed genoeg nie? Dan wil ek jou uitnooi, my vriend, my vriendin, om te sê, Here, hier is ek. Kry my uit daai plek uit, want ek wil in boldness begin stap. In gehoorsaamheid begin stap. In vertroue begin stap, want ek weet, U het my geroep. You called me for a time such as this. Soos wat Esther gesê het, né? Was dit Mordekai wat vir Esther gesê het, you are here for a time such as this. Ek dank die Here. Ek hou van die geskiedenis. Ek hou daarvan om in 'n plek in te stap wat bouvallig is en te sien, wow, jy weet, hierdie huis of hierdie gebou het 'n storie. Ek hou van dit. Ek is mal oor dit. Maar weet jy wat, ek kan nie daar bly nie. Die Here gee vandag vir ons nuwe perspektief. Die Here gee vandag vir ons nuwe metodes. En soos wat ek die ou dinge hou, is ek baie dankbaar ons bly in hierdie tyd. Want ek hou van tegnologie. Ek hou daarvan om dadelik my vrou te bel en te sê, waar's jy? Bring jy die kos? Nie om by die huis te sit en die kinders te hoor, papa, wanneer eet ons? Mamma het uitgegaan om die kos te vang. Sy's nou terug. Imagine ons het 'n winkel in die Parel waar jy instap en die eienaar gee vir jou 'n pyl en boog of 'n jaggeweer en jy moet in die aisles afgaan. 'n blikkie tamatie. Jy skiet hom sommer stukkend. Right, ons soek tuna. Anyway, ons soek 'n stukkie vleis, jy jaag op die bokkie, skiet die bokkie. Nico, dit sal 'n lekker jag wees. Anyway, nee, ons bly in 'n nuwe tyd. Right? Anyway. Nou, ek wil julle uitnooi en hiermee wil ek afsluit. Ek wil julle uitnooi. Ons staan by die voordeur van Pinkster. En ek wil hê dat ons hierdie week, ek wil jou uitnooi.
Ek wil jou roep na dit. En ek wil jou uitnooi en sê, kom ons gaan hierdie week en ons sê vir die Here, Here, I want your consuming fire in my life. Want ek wil nie meer bly by die melk nie. Ek wil groei. Ek wil die beter dinge wat U instoor het. Ek wil daai dinge ervaar. Here, ek het U al ervaar. Ek praat in tale, ek het die gawes, ek het al ervaar hoe die gawes deur my funksioneer, maar Here, ek weet daar's meer. Ek weet daar is dieper. Ek weet daar is wyer, ek weet daar is verder en ek weet daar is hoër wat ek kan behaal. So Here, hierdie week wil ek myself infokus om te sê, Here, kom ontmoet my. Kom trek my nader aan daai plek waar U my wil hê. Baie van ons wat hier so sit, bevind onsself nou op 'n plek waar ons al lankal nie meer moes gewees het nie. Die Here het jou al lankal geroep om verder en beter. Kom ons gebruik hierdie voorbeeld om van 'n leerder na 'n onderwyser te gaan. Om van melk na vaste spys te gaan. Moenie by die klein dingetjies bly nie. Graad 1 is nice vir graad 1 kinders. Maar vir jou wat al ouer geword het, wat al so baie keer gehoor het in die kerk, die Here het jou lief, om daai inligting te vat en te sê, Here, gee vir my, empower my, om hierdie goeie nuus met ander mense te deel. Ons deel die goeie nuus net met mekaar. Ek wil vandag vir jou sê, daar's mense daar buite wat die lig nodig het, wat die lewe van Christus nodig het. En ek wil jou uitnooi, kom ons gaan vertel die mense wat nog nie in 'n kerk is nie, dat Jesus het hulle lief. Dit beteken nou nie, jy moet nou op die straat gaan loop en gaan goeders uitdeel nie, nee. Dit beteken dat dit wat die Here vir jou sê, wees getrou daarin. As die Here vir jou sê, gaan deel sop uit, asseblief gaan deel die sop uit, want jou deurbraak lê in daai gehoorsaamheid. As die Here vir jou sê, gaan doen die volgende kursus by Ministry Development, dan gaan doen jy die volgende kursus by Ministry Development. Hoekom? Want jou deurbraak mag dalk net in daai tyd wees. Hê 'n fyn oor om te hoor wat sê die Here. Amen? We are not just called to be part of the chosen, we are called to be the messengers of good news, being witnesses that are empowered. Ek is bly ek is geroep. Ek is bly ek kon my lewe vir die Here gee. Ek is bly ek kan deel vorm van die chosen. Ek is bly daarvoor. Maar ek het 'n begeerte om geempower te wees, sodat God sy wil in en deur my lewe kan uitvoer. As jy saam met my vertrou dat die Here ons kan empower met sy Heilige Gees, want jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom. As jy daai empowerment soek, wil ek jy moet saam met my staan. As jy nog nie reg is vir krag nie, as jy nog nie reg is vir daai verantwoordelikheid nie, dis okay, ons kyk nie met judgmental oë na jou as jy bly sit nie. Ek wil hê dat jy vanoggend moet sê, Here, hier is ek. I need to grow. En eintlik wat ons dan vir mekaar vanoggend sê is, Lord, I want to grow. Ek wil groei in U heerlikheid. Here, ek bid vir elkeen van ons wat staan. En ek dank U, Heilige Gees. U is die krag van God, alomteenwoordig. U gaan in plekke in waar ons nooit eers kan dink om te beweeg nie. U gaan in dimensies in, Here, wat ons nie eers kan ingaan nie. En ek dank U, Heilige Gees, dat U die hart van die Vader vir ons kom openbaar. Dat U die woord van Jesus Christus vir ons kom oopbreek. Sodat ons vandag hier kan staan en kan sê, Here, ons wil nie net deel wees van die kinders van God nie. Here, ons wil diensknegte wees. We want to be empowered, Here, om te doen dit wat U wil hê ons moet doen. We want to be equipped
Not to just say we are equipped, but Lord, to make a difference wherever we go. En ek dank die Heilige Gees, dat elkeen van ons dan wat staan, vanoggend sê, Here, ons wil groei, ons wil met boldness en met courage, wil ons vorentoe beweeg en gehoorsaam wees aan die woord. En daarom staan ons vanoggend, Here, om te sê, in geloof wil ons saam met U beweeg. Al weet ons nie hoe die pad vorentoe lyk nie. Here, Abraham het nie geweet hoe daai pad lyk nie. Moses het nie geweet hoe daai pad gaan lyk nie. Maar tog het U die krag gegee. Here, Moses moet stap, hy sê vir hom, lei die volk uit. En dit, op die einde het dit so eenvoudig gelyk, het so lekker gelyk, hier gaan almal uit Egipte uit, Here. Nou toe bevind hulle self op 'n plek, waar die see voor hulle is, en die vyand agter hulle is. Dit het nie gelyk soos vryheid nie. Dit het gelyk soos hulle doodsvonnis. Maar Here, in gehoorsaamheid van U woord, You empowered him to open up the Red Sea. En ek bid, Here, dat U vandag manne en vroue in hierdie plek sal kom anoint met U krag, so that they can open up the Red Sea in front of them, so that the enemy in their lives will be destroyed, and that they will be a witness that You are a God of power, a God of salvation, a God that goes before us and protects us from behind. Ek dank U, Here, dat U ons omsingel. Joshua, Here. Ag Here, daar's so baie mense in die woord wat U vir ons uitgewys het, wat in gehoorsaamheid dinge gedoen het, Here, wat so abnormaal was. Om 7 keer om 'n stad te loop, Here, om dit te oorwin. Watter soldaat dink sulke goed uit? Maar Here, U het gekom en U het openbaring gegee. U het U woord gegee en in gehoorsaamheid het Joshua die weermag opdrag gegee. En het hulle gedoen wat U sê hulle moet doen. En het daai mure geval omdat dit hulle gehoorsaam was. En so bid ek, Here, dat mure sal val in hierdie mense se lewens, in hierdie gemeente se lewe, omdat ons gehoorsaam is aan U, omdat ons U vertrou. Ontvang die seën van die Here vanoggend. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Ek bid, Here, dat hierdie week wat vir ons voorlê, 'n week van consecration sal wees, van neerlê sal wees. 'n Week sal wees, Here, waar ons incense aansteek en die heeltyd voor U worship. Here, dat ons leefstyl aanbidding sal wees tot U. En dat ons werklik daar buite lig en lewe sal wees, Here, waar ons die lig van Christus reflekteer en die lewe van Jesus met mense kan deel. Mag U naam verheerlik word in alles, Here. En Here, dat ons soos hierdie ou in hierdie storie, soos Mark, Here, net klein begin het om vir iemand te bid. Dat U ons sal help om daai boldness te hê. Dis my gebed in Jesus naam.